Geliefdes, baie welkom by ons erediens vanuit Openbaring 6. Ons gaan aan met die reeks, maar vandag is 'n wonderlike geleentheid vir ons. Ons het 6 kandidaate wat belydenis kom aflê en daarom die belydenis en die 7 seels. Nou as jy dalk, ek het die uitnodiging vir die belydenniskinders gerig om en 'n boekie gegee waarin hulle weer hierdie preek kan luister, so Marcus en Carly, Wian, Chriselle, Christopher en David, as julle weer hierdie video kyk, ek hoop hier is vir julle wonderlike herinnering aan die dag toe julle die geleentheid gehad het om weer julle geloof te bely en te bevestig, dat julle glo, en geliefdes spesifiek wat hulle geglo het, of bely het, is dat hulle bely Jesus is Here, en dat hulle glo, God het vir Jesus uit die doodheid opgewek. En dit is die wonderlike inleiding vir ons vandag, om te weet, dit is wat belydenis beteken, en hoe dit inpas by die 7 seels. Nou wat ons vir die belydennisklas gedoen het, is ons het vir hulle gevra, soos wat Jesus vir ons verduidelik wat hy doen. Hy klop aan die deur van ons hart, en wanneer ons die deur oopmaak, dan kom hy in en dis 'n feesmaal. En dis die geleentheid wat ons gee vir die belydennisklas. So ek lees vir ons Openbaring 3 vers 20 as fotum. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou, en hy saam met my. Nou geliefdes, daarom, dis 'n wonderlike vreugde om te weet, dis 'n feesmaal, wanneer ons glo in Jesus, en wanneer ons bely dat hy ons koning is. En daarom kom groet hy ons met sy seën vanuit vers 21, elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek ook die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Wonderlike herinnering wat die Here vir ons sê, dit is waarvoor ons deur al hierdie dinge op die aarde gaan, want ons gaan eendag saam met hom regeer, en dit is wat ons moet gee en wat ons laat uithou, die wete dat ons saam met hom regeer. So geliefdes, kom ons begin deur saam te sing, weer eens van hierdie beeld van die troon van die Here, deur saam te sing, in die hemel is die Heer. Glans is soos kristal. Hy is die heilige van God en hy heers oor die heelal. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer. Miljoene in gereedheid staan die engele om sy troon, verbuister in sy sieraad en die wielde van sy kroon. Daar is mag in sy woord, soos die waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy troon. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. En aan U is die mag en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer en die lof van U regeer. U regeer in ons harte, U regeer oor die heelal, U regeer in ons lewens, U regeer boven alle.
waters dryf sy stem, soos die son op die see se blou, so die rykdom van sy trou. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U regeer. En aan U is die mag, en die heerlikheid en krag, en aan U is die eer, en die lof van U Geliefdes, as wetgedeelte is daar 'n boodskap vir die belydensklas en daar's 'n boodskap vir ons as gemeente wat gaan oor die wet. Ek lees vir ons Openbaring 12 vers 17 en daar staan: Die draak was woedend oor die vrou en hy het weggegaan om oorlog te maak teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God nakom en aan die getuienis vashou wat Jesus gelewer het. So die draak is die duiwel en hy maak oorlog teen die ouens wat gehoorsaam is aan die wet, want hy sien dit as 'n enorme bedreiging en daarom moet ons weet, vir ons wat geloof, vir die wat geloofbelijdenis aflê, dat dit gaan nie maklik wees nie. Dit gaan moeilik wees en ons doen hierdie sodat ons versterk kan word in ons geloof wanneer ons in die wêreld leef. En dan die boodskap ook vir ons, Openbaring 14 vers 12. Hier het die gelowiges volharding nodig, hulle wat die gebooie van God nakom en in Jesus bly glo. Gaan nie maklik wees nie, maar ons het volharding nodig. En hoe volhard ons? Deur mekaar by te staan, deur toesig te hou oor mekaar en mekaar lief te hê. En vir die kinders wat gaan geloofbelijdenis aflê, ons wat toesig hou, is dit ons verantwoordelikheid wat ons aanneem om toe te sien dat hulle hou by dit wat geleer word in die skrif. So geliefdes, kom ons prys saam met die engele wat die Here gesien het, wil sê, U is al die lof waardig, U is al die eer waardig, veral deur alles wat in die wêreld gebeur, kon almal nie meer verder as almal moes erken, Jesus, alle eer en lof is U waardig en aan U kom alle eer toe. Kom ons sing dit saam. Ons is 'n oomblik, U is vir altyd, God van die eeuwe, God voor die tyd. Ons is 'n asem, U is vir ewig, U wat ons liefhet, altyd getrou. Heilig, heilig,
Geliefdes, kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Heer, wat 'n wonderlike voorreg om hierdie geleentheid te hê, om die kinders die geleentheid te gee om hulle geloof hier in die openbaar te kom bely. En Vader, vir ons as gemeente om hierdie verantwoordelikheid te neem en te sê, ons sal toesien dat ons kyk dat hulle volhard in die geloof, volhard in gehoorsaamheid, hulle bystaan en hulle lei en leer en onderskeid gee. Dankie vir hierdie wonderlike voorreg. Help ons om dit ernstig op te neem, ter harte te neem. En daarom, Vader, vra ons dat ons sal verstaan wat U vir ons in die woord leer, dat hulle dit sal leer en dat ons dit sal toepas en sal groei daarin, deur die werk van U Gees in ons harte. Dankie dat U U seun gestuur het, die lam wat geslag is vir ons sondes, maar wat ook die boosheid uit die wêreld uitdryf en ons gebruik daarvoor. Here, dis slegs deur te verstaan en insig te hê dat ons dit kan doen. En daarom vra ons dat ons deur hierdie preek dat U dit ook vir ons sal doen. Amen. Geliefdes, ons gedeelte wat ons vandag lees is Openbaring 6. Nou Openbaring 6, ons het nou al gesien. Ons het in Openbaring gesien Jesus en al die maniere hoe hy gaan oordeel met die woord uit sy mond en met die wysheid wat hy het en met sy vernietigende voete, met al hierdie dinge. Maar dan gaan oordeel hy die kerk, het ons in 2 en 3 gesien. Nee, en die rede daarvoor is die kerk is die lig vir die wêreld. Die kerk is die een wat vir die wêreld moet wys wat reg en verkeerd is, vir die wêreld moet wys wat suiwerheid is, wat God verwag, wat 'n oorwinnende lewe, hoe dit lyk. En dan gaan die wêreld die keuse hê of hulle dit ook wil aanneem en of hulle dit gaan verwerp. En uiteindelik gaan die gaan God oordeel. En so ons het in Openbaring 5 in die troonkamer van God ingegaan en daar gesien wat daar gebeur het. En ons het die lam gesien hoe hy die boosheid verdryf uit die wêreld uit. Toe hy aarde toe gekom het, het hy begin dit verdryf en is oor die wêreld gestuur oor. Nou gaan ons verder en ons sien dat Jesus die een is wat die oordeel van God oor die wêreld bring. En hy doen dit elke keer as hy 'n seël breek en elke seël lyk anders. So ons lees van daardie seëls wat Jesus nou breek en dis die oordeele wat oor die wêreld kom. Dit was in die geskiedenis was daai oordeele en dit herhaal en in die toekoms sal dit weer so wees en ons leef ook tydens dit. So, as 'n mens dit nou verstaan. So ons lees Openbaring 6 vers 1 tot 17 wat die 7 seëls is. Elke seël gaan nou oopgebreek word. Ek het gesien toe die lam die eerste van die 7 seëls oopmaak en ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die knal van 'n donderslag, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n wit perd. Sy ruiter het 'n pyl en boog gehad. 'n oorwinnaarskroon is aan hom gegee en hy het as oorwinnaar uitgegaan om nog verder te oorwin. Toe hy die tweede seël oopmaak, het ek die tweede lewende wesens hoor sê, gaan uit. Daar het 'n ander perd, 'n vuurrooie, uitgegaan. Aan sy ruiter is opdrag gegee om die vrede van die aarde af weg te neem, sodat die mense mekaar sal uitmoor. 'n groot swaard is aan hom gegee. Toe hy die derde seël oopmaak, het ek 'n derde lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n swart perd. Sy ruiter het 'n skaal in sy hand gehad. Toe het ek iets soos 'n stem by die 4 lewende wesens hoor sê, net een skepie koring vir 'n dagloon en net een skepie gars vir 'n dagloon. Maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Toe hy die 4de seël oopmaak, het ek 'n stem van die 4de lewende wese hoor sê, gaan uit. Ek het gesien, daar was 'n valperd. Sy ruiter se naam was die dood. En die doderyk het agter hom aangegaan. Aan hulle is die mag oor 'n kwart van die aarde gegee om die mense dood te maak met die swaard en met hongersnood en met pes en deur die wilde diere van die aarde. Toe die lam die 5de seël oopmaak, het ek onder die altaar die siele gesien van die mense wat doodgemaak is
omdat hulle aan die woord van God en aan die getuienis van Jesus vasgehou het. Hulle het hard uitgeroep, hoe lank nog, heilige en getroue heerser? Wanneer voltrek u u oordeel en wreek u ons dood op die bewoners van die aarde? Aan elkeen van hulle is daar 'n lang wit klere gegee, en daar is vir hulle gesê, om nog 'n klein rukkie te wag, sodat hulle mededienaars, hulle medegelowiges, wat net soos hulle ook doodgemaak gaan word, almal daar is. Ek het gesien, toe die lam die 6de seël oopmaak, daar het 'n groot aardbewing gekom, die son het swart geword soos rouklere, en die maan het heeltemal soos bloed geword. Die sterre aan die hemel het op die aarde geval, soos die navye van 'n vyeboom afval as dit deur 'n sterk wind geruk word. Die hemel self het verdwyn soos 'n boekrol wat opgerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke geskit. Die konings van die aarde, die hoofamptenare, die opperbevelhebbers, die rykes en die magtiges, ja, al die mense, slawe en vryes, het in die grotte en onder die kraanse van die berge weggekruip. Hulle het vir die berge en vir die kraanse gesê, val op ons en bedek ons vir die oë van hom wat op die troon sit, en vir die troon van die lam, die groot dag waarop hulle die oordeel sal voltrek, het aangebreek, en wie sal staande kan bly? Tot sover, geliefdes, die woord van die Here. Kom ons gaan oor in die preek. Geliefdes, die tema vandag belydenis en die 7 seels. Vandag het ons 6 kandidate wat belydenis aflê, en wat hulle basies gaan doen vandag is, ons gaan vir hulle vra, glo julle, en dan gaan hulle antwoord daarop. Basies gaan hulle vir ons sê dat hulle glo. En wat Openbaring so wonderlik maak in hierdie plek waar ons is Openbaring wys die oordeel van God wat oor die wêreld gaan kom. Nou, hierdie oordeele wat ons in die wêreld gaan sien, gaan verskillende invloede hê op verskillende mense. Nou, vir die wat gesê het, hulle glo, en dit bedoel het, gaan dit 'n sekere invloed op hê, en die wat net gesê het hulle glo, maar dit nie bedoel het nie, gaan dit 'n invloed op hê, en die res van die wêreld, wat nooit tot 'n belydenis gekom nie, gaan dit 'n sekere invloed hê op hulle lewe. So, ons kyk daarna. Ons kyk ook na die beloftes wat dit het op mense wat gesê het, ja, hulle glo en dit werklik bedoel het. So vandag se gedeelte gaan oor die 7 seels wat oopgemaak word, en die 7 seels is 7 oordeele van God wat oor die wêreld kom. En vandag kyk ons eerstens daarna wat dit beteken, hierdie geloofbelydenis, om ja te sê op geloof, ja te sê dat jy basies glo, en dan kyk ons na die 7 seels. Ek kom net by 3 uit, maar daai invloede dan op die belydenis. So kom ons begin dadelik, hoekom ons belydenis aflê. Nou geliefdes, die rede, hoekom ons dit vandag doen, hoekom ons die kinders die geleentheid gee om hulle geloof te bely, kom vir ons uit Romeine 10 vers 9 en 10, som dit vir ons op, basies waar dit gaan, en ek lees vir ons wat daar staan. Daar staan, as jy met die mond bely, kyk spesifiek wat, dat Jesus die Here is, en, tweede ding wat jy moet doen, met die hart glo, spesifiek, dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons, en ons word vrygespreek, en met die mond bely ons, en ons word gered. Nou die gedeelte wat in groen is, dis basies hoekom ons dit doen. Nee, daar staan, ons doen dit, want ons wil hê hulle moet gered word. Want as hulle hierdie 2 goed doen, nee, dan is dit die merk van God, die seël van God op hulle, dan weet ons hulle is gered, dan het God die geloof in hulle gewek. So, as hulle met die mond bely dat Jesus Here is, en met die hart glo dat God hom uit die dood opgewek het. Nou geliefdes, hoe lyk so iets prakties in 'n kind se lewe, of in enige belydenis persoon se lewe? 'n Persoon wat glo dat God vir Jesus uit die dood uit opgewek het. Jesus is nie 2000 jaar terug dood en die dood gebly nie. Hy het opgestaan. So wat beteken dit vir ons vandag? Dit beteken vandag hy lewe. So ek glo hy lewe. Nou as ek lewe met die geloof dat Jesus lewe en hier by my is, hoe gaan ek lewe? Ek gaan anders lewe.
Nee, ek gaan dalk soms omdat ek vergeet dat hy lewe, gaan ek dalk soms verkeerde goeders doen, maar sodra ek onthou hy lewe en ek besef hy's by my, dan gaan ek weet, luister, ek moet hierdie doen. Ek moet hierdie los. Nee, en ek gaan dit los. En as ek dit werklik glo, dan sal ek dit los. Nee, en ek sal elke dag, hy sal deel wees van my gedagtes, my besluite beïnvloed alles, want ek weet hy is hier by my. En so dis hoekom so 'n persoon se lewe sal anders lyk. Die tweede ding wat ons gesê het, is dat elkeen wat bely met hulle mond, dat Jesus Here is. Nou, wat beteken dit? As ek sê, Jesus is my Here, en hy's my koning. As Jesus sê, ek moenie steel nie, dan gaan ek nie steel nie. As Jesus sê, ek moenie lieg nie, dan gaan ek nie lieg nie. Alhoewel ek soms in sonde val, nee, gaan ek aanhou om te groei, om te luister na my koning. Nee, so iemand wat bely dat Jesus koning is, sal leef soos wat Jesus van ons verwag. Dis hoekom ons sê nou, hulle moet sê hulle glo, en hulle moet met hulle hart glo, maar dis nie wat dit werklik doen en bedoel. Mense lewens gaan anders lyk van hier af vorentoe. En het al reeds so gelyk, nee. Hier is 'n versterking. Nou vandag gee ons vir hulle die geleentheid om hierdie te kan doen in die openbaar, om ja te kan sê voor ons, en ons het as gemeente het ons vir hulle die kennis gegee wat nodig is vir dit. Ons het as kerkraad was verteenwoordig en hulle het gekyk of die kinders hulle goed ken, gekyk het of hulle die moeite doen, wat al klaar teken is, dat hulle die moeite doen, dat hulle met die hart glo dat Jesus bestaan en hom vertrou met hulle lewens, en vertrou as verlosser, dat hy die enigste weg is tot verlossing. Dit het die kerkraad getoets. So ons het van ons gedeelte af gedoen wat ons kon. Nee, maar geliefdes, ons moet verstaan, nee, dat of hulle dit werklik bedoel het, sal ons sien in hulle lewens verder vorentoe. En dit word vir ons baie mooi verduidelik in die gelykenis van die saaier, dit het die kinders ook gedoen. Ek gaan ons net weer vinnig vir die toepassing daarvan, Jesus se gelykenis oor die saaier, die saaier saad, dit is die woord, dit is wat ons hulle geleer het, en dit land op verskillende harte, en of die saad wat gesaai is, die kennis wat hulle gekry het, gaan wortel skiet en gaan groei en gaan vrugte lewer, hang af van waar dit geval het. Nee, so, party mense se harte kan wees soos 'n klip. Die saad het daarop geval, die kennis wat gegee is, maar soos as saad op die pad val, dan kom voëls pik dit op en vlieg weg. So kan hulle sê, ja, ons glo, en die oomblik wat hulle uitstap, vergeet hulle dadelik alles, hulle onttrek heeltemal van die kerk af, hulle groei verder nie, in geloof nie, en dit kom nooit tot vrug nie. So dadelike wegbeweeg. En dan kan daar mense wees wat se harte is soos 'n klipperige area, waar die klippe is daar en die water bly daar so in 'n poeltjie lê, en hierdie saadjie val daar, groei vinnig, want die water bly daar, maar hy gaan nie lekker diep nie. So hy kom vinnig op, maar sodra daai son kom, dan vrek hy weer. En dit kan 'n persoon wees, hy sê hierso, ja, hy glo, en aanvanklik baie opgewonde, raak betrokke, en vind vreugde daarin, maar sodra die beproewings kom, waar die son is, nee, dan begin hulle sê, okay, nee, wag, nou vrek so 'n kind se geloof. So, dit kan die tweede plek wees. Dan kan, soos die saad, baie keer op tussen onkruid kan val, en hy groei, maar sodra hy groot word, het hierdie onkruid saam met hom gegroei, en dan op 'n stadium raak hierdie onkruid sterker, en dan begin dit die saadjie te verstik, dat hy dan doodgaan. En dit kan 'n ou wees wat sê, ja, ek glo, en deur sy lewe is hy deel van die kerk, en hy groei, maar hierdie ander dinge wat vir hom net so belangrik is as God, begin ook groei. En dit begin al hoe sterker groei in sy lewe, en sterker groei in sy lewe, en dan op 'n stadium, dan begin hierdie goed sy lewe heeltemal verstik, en sy geloof kom nie tot vrug nie. En dan staan die vierde plek, die een waarvoor ons hoop, en die een waarvoor ons bid, en dit is die goeie grond. Hulle groei, en dis een saadjie wat groei, maar dit gee 30voudig saad, 60voudig saad, of 100voudig saad. Dit is die persoon wat geleer het hierso wat hy geleer het, maar dit verdiep, dit word sterker, en dit lei tot ander mense wat ook tot geloof kom, en die saad wat hy dra, raak saad vir ander ook. En dis wat ons natuurlik hoop. Nou geliefdes, die belangrike ding, hoekom ons hierdie noem,
is dat die gemeente, u wat in die gemeente is, het 'n verantwoordelikheid. En hierdie verantwoordelikheid is om toesig te hou oor hierdie kinders wat gesê het, ja, hulle glo, het ons gesê, ja, ons sien julle glo, en ons gaan kyk, dat hierdie geloof van julle groei tot dit vrug dra. Nee, en dit is, jy weet, as ons sien hierdie kind gaan, en hy, jy weet, hy lewe aanvanklik, asof met die wete dat Jesus by hom is, maar later begin hy 'n goddelose lewe lei, en hy beweeg weg van die Here, dan gaan ons na hom toe, en ons herinner hom, en sê, hoorie, onthou jy dat Jesus leef? Jy lewe 'n lewe asof jy vergeet het Jesus bestaan, en jy vergeet het dat hy by jou is, en ons herinner jou, dat jy moet terugbeweeg, herinner jy aan dit wat die skrif sê, jy weet, of 'n persoon, jy weet, daar word goeders in sy lewe wat belangriker raak as kerk, en vir hom belangriker raak as Jesus, en op hierdie manier kan ons sien, hy word verlei, om dan te gaan en te vermaan, te sê, maar luister, ons kan sien, hier's 'n belangriker ding in jou lewe, en jy moet bekeer daarvan, dat jy nie weggelei word nie, of, daar's dalk iemand wat in 'n beproewing is, 'n erge beproewing, en hy sien nie meer kans om die geloof lewe te lei nie, en die lewe is dalk te moeilik, nee, om dan na hom toe te gaan en te sê, maar hoorie, waar kan ons help? Waar kan ons bystaan? Wat gaan aan in jou lewe? En hoe kan ons jou help om te groei, om weer vrug te dra? En geliefdes, dit is die grootste liefdesdaad wat ons aan hulle kan bewys, is om seker te maak, toesig te hou, te kyk dat wanneer hulle van die pad af weg gaan, te vermaan, om te herinner wanneer dit nodig het, om te help waar ons kan. Nee, en veral geliefdes dit, wanneer die oordeel van God die wêreld tref. Wat soos ons nou gaan sien in die seels, dis die tye wanneer die misleiding baie erg is. Dis die tyd wanneer beproewings dalk baie erg is. Dis ook die tyd wanneer die verleiding van allerlei lekkerder dinge ook groot word. So veral wanneer ons hierdie dinge sien in die wêreld, dan moet ons ernstig wees daarop en ons verantwoordelikheid nakom teenoor hierdie kinders. Dit bring ons dan nou by die 7 seels, wat die 7 oordeele is van God. Natuurlik, ek kan net by 3 uitkom, en jy is welkom om verder te gaan ondersoek. Nou geliefdes, 'n belangrike konsep wat ons weer eens moet verstaan van oordeel van God. Is oordeel liefdevol? En, want as Christene, behoort ons eintlik uit te sien daarna. Dit behoort eintlik vir ons 'n vreugde te wees. Ons behoort 'n hinkering te hê na God se oordeel. Soos Johannes. Net toe hy die oordeele sien kom, en hy sien, daar's niemand te vind in die wêreld, en onder die aarde, en op bo in die lug, en jy weet, daar's niemand te vind om die seels te breek nie, om die oordeel te laat kom oor die wêreld, nie toe huil hy. Want dit was hartseer. Wonderlike ding was, die lam kom, en hy is waardig om die seels te breek. En wat dit vir ons beteken is, weer eens geliefdes, dis Jesus wat kan oordeel oor die oordeele wat kom. Jy weet, en dit beteken, dis nie lukraak hierdie goed wat gebeur nie, dis in die beheer van Jesus. En hy hou ons ook vas, en hy werk met ons ook deur hierdie dinge. En sy oordeel is genadig en liefdevol, en hy's geslag, so ons, dit bring ook vir ons redding. En dit bring vir ons suiwering, en ons gaan die oordeel om hel toe te gaan, is ons vrygespreek van. So dit gee ons ook daardie troos. En geliefdes, wat ons verder ook moet verstaan, die Here het vir die mens vrye wil gegee. Nee, ons het die keuse om te kies, gaan ons God se wysheid en insig volg, soos wat ons het gesien het in die troonkamer, of gaan ons eie wysheid en insig volg. Nee, en weer eens, dit is in die raadsbesluit en die soewereiniteit van die Here, dat baie mense hulle eie wysheid gaan volg, eie insig, baie Christene gaan dit ook doen, maar juist deur dit, wanneer die oordeel kom, wanneer 'n direkte gevolg van ons eie wysheid en eie insig die aarde tref, dan besef ons, Christus is die enigste een waardig vir wysheid, en sy wysheid en insig en is die enigste wat redding bring en wat kan geskied. So as ons so deur hierdie seels gaan, weer eens sien ons hierdie dinge, en ek begin vir ons by die eerste perd. Nou die eerste perd, sien ons is 'n wit perd met 'n ruiter, en hierdie ruiter het 'n kroon ontvang, hy het 'n boog ontvang, en daar's vir hom gesê, gaan oorwin verder. Nou hierdie oorwinning verwys na die oorwinning wat Jesus bereik het.
die oorwinning oor die bose. En net soos Jesus het met die uitstorting van die Heilige Gees, het sy koninkryk oor die wêreld begin gaan en oorwinning bereik oor die wêreld. Die boosheid is verdryf. Soos ons gesien het, die horings van die lam is om die boosheid te versprei, te verdryf oor die wêreld. Maar hierdie perd wat kom, lyk soos Jesus, maar dit is nie Jesus nie. So dis 'n naaping van Jesus. En wat ons sien met hierdie perd, is dat dit lei tot slegte goed. Dit is 'n misleiding. Nou, ek probeer vir ons dit toepas, dat ons prakties dit kan sien hoe dit gebeur in die wêreld. En ek probeer dit vir ons op 'n Suid-Afrikaanse konsep toepas. Een van die eerste dinge wat gebeur het, hoe het Jesus aanvanklik in die eerste kerk, hoe het hulle die mees effektiefste die bose verdryf? Hulle het vir die armes gesorg. Nee, soveel so dat almal alles verkoop het, hulle het alles vir die apostels gegee, en die apostels het uitgedeel, dat die wat baie gehad het nie te veel gehad, die wat te min gehad het nie te min gehad het nie. En so het hulle boosheid verdryf. Nou wat gebeur in Suid-Afrika? Jy weet, daar word ook gesorg vir die armes. Maar wat het ons gesien gebeur? Ons sien soos, jy weet, Tembisa, waar daar 2 biljoen rand gesteel is. Nou, die hospitale is gebou vir die armes, dat hulle daar so kan, as jy nie kan bekostig om te gaan nie, dan kan jy daaraan toe gaan. Hulle het die systeem so verdraai, dat daar mense is wat soveel kan steel, dat hulle 3 Lamborghinis kan koop. Nee, so, jy weet, ons sien hoe 'n systeem wat Christelike waardes het, om vir die armes te sorg, so verdraai word, dat mense in hierdie absolute leksheid kan lewe. So, dit lyk soos 'n Christelike systeem, dit lyk Christelik, maar is eintlik duiwels, want hulle steel van armes om hierdie belaglike rykdom uit te leef. So geliefdes, jy weet, dit lyk soos Jesus, maar is 'n verleiding, en dis wat oor die wêreld gebeur het, mense wat Christelike waardes, soos wat dit versprei is oor die wêreld, gevat het, maar dit in hulle eie wysheid omskep het. Nou wat was die verskil? Die een is, dit is vir God gedoen, die ander een was gedoen vir eie verryking, vir mag, vir aansien, soos wat ons sien, nee, in Suid-Afrika, dit word gedoen vir stemme, maar Christene doen dit as 'n opoffering. Jy weet, die wat dit gedoen het, het amper minderheid gekry as wat hulle gegee het, nee, maar dit het die groot meerderheid gehelp, nee, en uiteindelik hulle self ook. So, jy kan dit doen op God se wysheid, of God se wysheid gebruik, maar dit in mense eie beeld probeer doen. En dis die eerste perd wat kom. Nou geliefdes, wat is my en u rol as gemeente in hierdie? En wat is ons rol teenoor die belydenende, nuwe belydenis kinders? Wanneer die kerk die Bybel begin verdraai, en dan sit verdraaiings wat nie vreeslik lyk soos verdraaiings nie, maar dit is die oorsaak dat verdere verleidings gebeur, ook in die wêreld. Nee, as ons nie daarso suiwer dit doen nie. Ons het gesien, Jesus wat geoordeel het, hy gaan eers na die kerk toe, en suiwer eers hulle, sodat hulle 'n suiwere beeld vir die wêreld kan bly. Nee, en as ons dit begin verdraai, dis wanneer die misleiding begin. So ons rol is om suiwere verkondiging te aanhou doen. Ons verantwoordelikheid teenoor die belydennisklas is te kyk dat hulle bly in die suiwere leer. Suiwere leer vir hulle voorsien, natuurlik in die kerk, maar om hulle te help, om hulle stryd teen enige lering wat met die skrif teengaan, om dit te help bestry en te verwerp. Nou geliefdes, want wat is die gevolg? Want nou sien ons die tweede perd uitkom, en is eintlik 'n gevolg van die eerste een, wat gekom het en nie gestop is nie. So die vierrooi perd, hoe hy lyk, is hy het gekom, en hy het die vrede van die wêreld weggeneem, sodat die mense mekaar uitmoor. Geliefdes, ons moet verstaan, die vrede wat ons in die wêreld het, is as gevolg van Christus wat gekom het, en vrede bewerk het op die aarde. En wanneer die vrede dan nou weggeneem was, dan sien ons chaos, en ons sien bloedvloeiing, en vernietiging. So dit is wat gewoonlik daar volg. En nou geliefdes, ek wil dit klink soos, baie keer lyk dit, Suid-Afrika is daar sekere plekke wat lyk soos oorlogzones. Jy weet, die Kieldebuur is 'n tipe gerug van oorlog wat kom.
Nee, so Suid-Afrika het hierdie neigings. Nee, en ek lees nou 'n Netwerk 24 'n artikel wat uitgebring is wat die gevoel van mense wat weer voel jy weet dat die militêre weermag moet weer regeer oor Suid-Afrika. Dit was van 28% in 2022 na 49% in 2025, dat hulle daai gevoel. En die rede volgens die artikels vir hierdie gevoel is dat hulle sê die misdaad, die frustrasie oor werkloosheid, die korrupsie en die watervoorsiening wat nie gebeur nie. So al hierdie dinge. Ons weet, nee, ons het in hierdie situasie gekom oor weet al reeds, die korrupsie wat hulle Christelike eienskappe gevat het, verdraai het om self te verryk, en nou is ons in hierdie situasie. Nou geliefdes, wat moet ons hieruit saamvat? Ons moet moed hou. God se oordeel, dis 'n teken van God se oordeel, maar God se oordeel bring vernuwing. So ons het die hoop wat daar kom. Nee, vir ons om 'n jong klomp, die wat nou geloofbelydenis afgelê het, om moed te hou oor ons land en perspektief te gee op hierdie dinge. En nie net moed in te praat nie, maar te help waar ons kan. En geliefdes, en 'n voorbeeld te wees van geduldig wag op die Here. En wanneer die wêreld haat aanblaas, dan sê ons nee, ons het 'n koning en ons bely dat hy koning is en hy bring vrede en ons bewerk vrede omdat hy ons koning is en ons lewe soos wat hy ons leer. Nee, en planne te maak om te bou met die hoop en met ons vertroue dat die Here sal voorsien en dat hy in beheer is van hierdie land. Dit raak moeilik, geliefdes, as die verleiding kom vir die belydenis-lidmate, wanneer hulle het gesê, ja, ons Jesus is koning en ons maak vrede, maar almal in die wêreld, jy weet, hits hierdie haat aan, dan is dit baie moeilik vir hulle. Die verleiding raak groot om nie by hulle belydenis te bly nie. Net so vinnige opmerking. Geliefdes, dis nie haatspraak byvoorbeeld om die regering te kritiseer en foute uit te wys nie. As dit met die verkeerde motief natuurlik doen, dan kan dit so wees, maar om nie net te sê, nee, ons moet hierdie korrupsie en goeders uitwys. En dan die volgende perd wat volg, geliefdes, die swart perd. En die swart perd het hierdie skaal in die hand, en met hierdie skaal dan roep hy uit, 'n skeppie koring vir 'n dagloon en 3 skeppies gars vir 'n dagloon. Nou wat bedoel hy daarmee? Nou hierdie skeppies, en dis nou interessant, hy sê ook, maar moenie die olyfolie en die wyn bederf nie. Nou die skaal is 'n skaal wat ons moet dink aan die skaal in 'n slaghuis. Nou die skaal weeg, maar die prys van per kilogram word daar gegee. En dit gaan oor hierdie prys wat gaan hoog gaan. So waarop dit wys is, die prys van dinge gaan duur raak, natuurlik inflasie en ekonomie. En dit is interessant om daar te sien, nee, dit gaan baie duur raak vir die basiese goeders, soos die koring, wat die gewone ou eet, nee, en maar die luukse goed, soos die olyfolie en die wyn, dit word nie aangeraak nie. So dis meer jou armer ouens wat dit gaan voel. Die luuksehede gaan net aanhou daar wees. So hierdie ekonomiese wanbalans is dit wat die probleem wat 'n gevolg is daarvan. So ons sien hierdie gaping tussen ryk en armoede wat net groter en groter word, dat daar al mismoedigheid raak oor die wat voel hulle kom nie uit hulle armoede nie en hulle sien al hierdie rykdom, net wat baie van die frustrasies en goed veroorsaak en dit net aanhelp. Nou geliefdes, weer eens nee, ons sien dit in Suid-Afrika. Hierdie is 'n baie duidelike teken hiervan. Dit lyk of die gaping net meer groei. En jy weet, daar's hordeswette in Suid-Afrika wat hierdie ding probeer herstel en geliefdes is duidelik, nee, dat dit nie gewerk het nie. En hoofsaaklik omdat dit nie vir die Here gedoen is nie. Dit was vir eie doeleindes, of dit was sonder die insig van God dat hulle dit gedoen het en dat dit uitgeloop het tot 'n vreeslike gesteelery en 'n selfverryking. Maar ek wil verder gaan. Nee, en in fokus op, geliefdes, wat is my en u verantwoordelikheid? Hierdie omstandighede het ook sy silwerrandjie. Dat hierdie omstandighede maak dat ons afhanklik is van mekaar. Nee, en dit forceer onsself om mekaar lief te hê. Maar dit gee ons ook die geleentheid
om, toe ons gesê het ja op ons geloof, om dit nou te gaan bewys, en dit te gaan uitleef, en dit te gaan suiwer en beoefen, om ons naaste lief te hê. Geliefdes, ons kinders leef in 'n tyd, waar hulle dalk dit baie meer uitdagend gaan ervaar om werk te kry, en om sekere beroepe te doen. Nou, ons verantwoordelikheid, nee geliefdes, om te help, nee, dat ons nie so diep in mismoedigheid val, weet as haar kind is wat potensiaal het om te gaan studeer, om seker te maak, alles is in plek, dat dit kan gebeur, as ons hoor van 'n kind wat 'n ambag kan gaan doen, om te hoor, is dit moontlik vir jou, wat keer hom, nee, as werk dalk te soek, vir die wat moet gaan werk, selfs as dit soms bietjie opoffering van ons kant af, dat ek dalk nie ou nodig het, maar nog steeds te help, in dit, en toe te sien, dat hulle nie moedeloos raak in hierdie omstandighede nie, maar op so 'n manier ook 'n voorbeeld te wees van hoe 'n ja op my geloof lyk. So geliefdes, en op so 'n manier, die boosheid te bestry, wat in die wêreld met Christelike waardes, en die wêreld op so 'n manier te wys, wat is ware Christelike waardes, en hoe lyk dit? Nou geliefdes, vir julle 6, as julle dalk weer inkyk op hierdie video, julle pad saam met Jesus het nie die einde bereik nie. Hierdie is nie soos die matriek van kategese nie. Hier is die begin van julle reis saam met Jesus. Jy weet, daar gaan dalk uitdagings wees op jou pad. Daar gaan dalk verleidings wees op jou pad. Maar die wonderlike ding is, as jy hierdie dinge stap saam met Jesus, dan is dit eintlik 'n wonderlike ding. En om dit saam met Jesus te stap, is om dit saam met die gemeente te stap. Want die Here gee verskillende gawes in die gemeente, in sy liggaam. So om dit saam met die gemeente te stap, dan lei dit tot geloofsversterking. Want die teendeel kan ook gebeur. As ons dit sonder God probeer doen, as ons self onttrek van die kerk, onttrek van die liggaam van Christus, jy weet, dan kan dit jou heeltemal laat plat slaan. Om dit so saam te stap. En vandag, as julle bely julle glo, vra vir die Heilige Gees, om julle opreg te maak in hierdie jaar, dat julle dit werklik bedoel, en dat julle die pad saamstap, saam met die Here, en dan sal hierdie geloof lei tot geloofsvolwassenheid, en so tot vrug vir ander, en dan die wonderlike belofte van Filippense 1 vers 5, wat beskryf, wanneer ons ja sê op ons geloof, het ons die seël van God, en dan is die belofte, God wat die goeie werk in julle begin het, sal dit end uitvoer, tot die volëinding op die dag wat Christus terugkom. Weereens vir ons herinner, dat dit die Heilige Gees is wat ons laat hierdie pad stap, en ons sal sorg dat ons groei tot geloofsvolwassenheid. Amen. Ons almagtige Vader, weer dankie vir die wonderlike geleentheid, Here, om weer te hoor hoe in beheer U is, en dat U die wêreld suiwer, Vader, alles, Here, U wysheid, aan U kom al die eer toe, al die lof, al die aanbidding, kom U toe, o Heer. Heer, ons verstaan nie altyd alles nie, maar Heer, dankie dat ons kan weer eens herinner word en getroos word met die wete dat U in beheer is. Heer, waardeur ons almal hierdeur gaan, Vader, help ons om die begeerte te hê, om gesuiwer te word, om gereinig te word deur hierdie hele proses, maar help ons om aan mekaar vas te hou in daai tyd, mekaar te help, mekaar by te staan, ons Christendom te gaan uitleef, o Heer. Heer, dankie daarvoor. Weer kom, vergewe ons wanneer ons nie dit doen nie, maar kom help ons ook, o Heer, in wat ons doen. Vader, ons dra hierdie belydende lidmate aan U op, ons vra dat U met hulle sal wees op hulle geloofsreis. Heer, wanneer hulle afdwaal, bring hulle terug, wanneer hulle verlei word, help hulle om onderskeid te tref en terug te kom, en weer hulle sonde te bely, en Vader, wanneer hulle dalk in beproewings kom, om hulle daardeur te dra. Wees met hulle daar, help ons as gemeente om daai verantwoordelikheid te neem, dat ons hulle sal bystaan en sal help, en seker te maak, om te sien dat hulle volhard in die geloof. Loof en prys U, aan U kom al die eer, al die lof toe. Amen. Geliefdes, is nou die geleentheid vir die geloofsbelydenis, en weer eens herinner ek ons net vinnig waar dit gaan. Dis gebaseer op Romeine 10 vers 9, wat ons sê, wie ook al met die mond bely, en met die hart glo, met die mond bely dat Jesus koning is, so jy die kennis, en met die hart glo, so jy vertrou hom,
deur jou lewe op te gee en hom te vertrou vir jou verlossing en vir hoe jy lewe. Daai mense sal gered word. Nou hoe sal iemand wat bely dat Jesus die Here is, ons sal lewe soos wat hy van ons verwag. En ons sal deelneem aan die erediens, nee, dat ons op so 'n manier sal opgroei na volwassenheid en sal vrug dra. Dit is ook gesê, die een wat met die hart glo dat God uit die dood uit vir Jesus uit die dood uit opgewek het, beteken ons sal deelneem aan die gemeente, want ek is bewus van Jesus in my lewe en daarom leef ek al hoe meer in gehoorsaamheid aan hom. En weer eens 'n herinnering van hoekom dit nodig is om vrug te dra. Jesus vertel die gelykenis van die wingerd, waar hy sê, Jesus is die wingerdstok, ons is die lote, en God is die boer. Nou die lote, ons, wat vrug te dra, word reg gesnoei. Ons word gesuiwer, deur beproewings, deur verleidings, word ons gesnoei, sodat ons meer vrug kan dra. Maar die wat nie vrug dra nie, word deur die boer afgesny, en daai word versamel en in die vuur gegooi. So, ons moet vrug dra. Nee, dit sal 'n natuurlike gevolg wees van ons belydenis, ons kennis van God en vertroue op hom, ons geloof dat ons sal vrug dra. Hoe weet ons of die kinders gereed is? Die kerkraad het gekyk, ons het vir hulle geleer oor die jaar en ons het hulle getoets aan die einde. Die basiese dinge in ons belydenis, die basiese dinge van wat ons moet glo in die skrif, sodat ons gered kan word. En ons het 'n persoonlike vertroue in die Here getoets en gekyk of hulle die Here vertrou deur hulle eie wysheid en goed op te gee en in gehoorsaamheid aan die Here te leef. Ons kon dit sien in die moeite wat hulle gedoen het. Nou die vraag wat ons hulle vra, daar's 4 vrae, op grond daarvan vra ons vir hulle net weer die basiese vraag. Eerste vraag: glo julle dat die leer soos in die Ou en Nuwe Testament en in die belydenisskrifte van ons kerk vervat is en in die gemeente hier geleer word, die ware en volkome leer van die verlossing is? Weereens, hierdie leer ons, die vraag is, glo ons alles wat in die Ou Testament gesê word, dat dit nodig is van ons verlossing, en in die belydenisskrifte het ons deurgegaan, want die Bybel is groot, nee, word dit vir ons opgesom, dat ons kan weet waar ons staan, en hulle word gevra of hulle dit glo. En dan die tweede ding wat ons sê, is beloof julle om as lidmate van die gemeente van Christus deur sy genade in die belydenis van die leer tot die einde van julle lewe te volhard en alle leringe wat daarin afwyk te verwerp. Basies wat ons vra, sê hulle gaan volhard tot die einde toe. Ons gesê, net die wat volhard daarin tot die einde toe sal gered word, en dit wat jou kan mislei is dwalinge, dinge wat van die Bybel verskil. So sê hulle, ons gaan dit verwerp en ons gaan dit heeltemal vermy. En dan 'n derde ding, bely julle dat die Here Jesus Christus jou persoonlike verlosser is en dat jy hom liefhet. Beloof jy om hom te dien, jou naam getrou te bely voor die mense en om aktief aan die werksaamhede van die kerk deel te neem. Geliefdes, die Here sê vir ons, dis wanneer ons deel vorm van 'n kerk waar die verskillende gawes bymekaar is, dat ons opgroei in die geloof om vrug te dra. Dis hoekom ons vir hulle vra, gaan julle dit doen? En hulle het gesê ja, en ons gevra of het julle die Here lief, want dit is wanneer ons deel raak daarvan. Hulle beloof om dit te doen. En dan 'n vierde ding, aanvaar jy dat jou medegelowiges die verantwoordelikheid het om jou te help, om jou op die regte pad te bly. Dis waar die preek gegaan het, dat ons vir hulle gevra het, hierdie mense wat julle vermaan as julle van die pad afgaan, as ons sien, julle lewe nie meer volgens julle belydenis dat julle glo nie, dan is dit die gemeente se verantwoordelikheid. En die vraag was, aanvaar julle daar die gesag wat die gemeente oor julle het? Dan op grond daarvan, dat hulle ja gesê het, het ons verklaar, op grond van die genadeverbond, soos verseël deur die doop en kragtens die belydenis wat julle so pas afgelê het, word hiermee verklaar dat julle belydende lidmate van NG Gemeente Bloemvallei is. En toe word hulle vermaan deur te sê, as nuwe lidmate, en dit kry ons uit die gelykenis, of die metafoor van die nouweg en die breëweg, waar Jesus gesê het, span al jou krag om deur die nouweg te gaan.
Want die wat daardeur gaan is min en die breë weg is wyd. So die vermaning om te sê, span al jou krag in om daardeur te gaan. En as 'n gemeente het ons vir die gemeente gevra, sien toe na hierdie lidmate, ontvang hulle as deel van die liggaam van Christus, leef hierdie liefde uit teenoor hulle. En geliefdes, toe het ons die gemeente laat vorentoe kom, die ouers en die seun oor hulle uit gesing. En geliefdes, daarom gaan die week in met die seën van die Here vanuit Openbaring 22 vers 20. Hy wat dit alles getuig sê, ja, ek kom gou. Amen. Kom Here Jesus. Die genade van ons Here Jesus sal by almal wees. Amen.